Hallo. Ek is Jurgens en ek wil vir jou sê baie welkom by Every Nation 5 City se aanlyn diens. Ek is so bly dat jy ingeskakel het en ek vertrou dat jy deur hierdie diens regtig aangeraak gaan word en dat jy ontmoeting met God gaan hê. Voor ons enigstens aangaan, wil ek vir jou sê, ons wil graag hê jy moet deel wees van hierdie familie. Een van die maniere wat jy kan deel wees is om ons te volg op ons sosiale media platforms. Jy sal sien dat al die besonderhede op die skerm is. Skakel in, word deel, gebruik hulle om met ons te gesels. Ons wil graag regtig hê dat deur aanlyn ons nog steeds familie gaan beleef. En dan wil ek vir jou sê, baie dankie dat jy gee. Dankie vir elke persoon wat bygedra het in hierdie laaste jaar. Ons het soveel vir getuienisse van mense se lewens wat verander is en ons is so opgewonde oor wat gaan gebeur in hierdie komende jaar. Ons is besig met kerkplantings, ons is besig met uitreike en wanneer jy gee, is jy besig om in God se koninkryk in te saai. En ek vertrou saam met jou dat wanneer jy gee, daar 'n groot oes gaan wees op jou saad. Jy sal sien die besonderhede om te gee is op die skerm. Kom ons gaan oor in aanbidding. Ek sal U prys met my hele hart. Ek weet dat U is aan my kant. Ek sal stewig staan op U my rots, lewende hoop, my vredevors. Ek sal U prys met my hele hart. Ek weet dat U is aan my kant. Ek sal stewig staan op U my rots, lewende hoop, my vredevors. Wanneer ek roep, antwoord U my. As die vyand my probeer aankla, verklaar die bloed my vry. Wanneer ek roep, antwoord U my. As die vyand my probeer aankla, verklaar die bloed my vry. Ek sal U prys met my hele hart. Ek weet dat U is aan my kant. Ek sal stewig staan op U my rots, lewende hoop, my vredevors. Ek sal U prys met my hele hart. Ek weet dat U is aan my kant. Ek sal stewig staan op U my rots, lewende hoop, my vredevors. Ek sal nie vrees nie, want U is hier by my. Geen verdrukking, emosie of swaar sal U van my kan skei. Ek sal nie vrees nie, want U is hier by my. Geen verdrukking, emosie of swaar sal U van my kan skei. Ek sal U prys met my hele hart. Ek weet dat U is aan my kant. Ek sal stewig staan op U my rots, lewende hoop, my vredevors. Ek sal U prys met my hele hart. Ek weet dat U is aan my kant. En ek sal stewig staan op U my rots, lewende hoop,
kan skei van sy liefde. Geen verdrukking, emosie of swaar. Deur al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Geen dood of lewe sal ons skei. En niks sal ons kan skei van sy liefde. Geen verdrukking, emosie of swaar. Deur al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Geen dood of lewe sal ons skei. Ek sal U prys met my hele hart. Ek weet dat U is aan my kant. Ek sal stewig staan op U, my rots, lewende hoop, my vrede vors. Vader, ons eer U. U is goed, daar is niemand wat met U vergelyk nie, en dis ons grootste voorreg om in 'n verhouding met U te kan wees. Here, ons wil net, waar ons nou is, elke aspek van ons lewens aan U kom oorgee. Ons weet, ons kan U vertrou. Here, U weet wat ons in hierdie stadium het, wat ons behoeftes is, wat ons begeertes is. En ons dankie dat U dit vir ons wil gee. Ons bid, Here, dat elke ding wat ons doen, U koninkryk gaan bou en U naam gaan verheerlik. Mag die naam van Jesus oral oor verheerlik word. Ons kom en ons eer U in Jesus naam. Amen. So Pastor Steve Marrell is die leier van Every Nation beweging wêreldwyd en ons gaan gou-gou na afkondiging kyk van hom. As we look back on this tumultuous year, we are truly grateful for His grace that has been with us in every situation. While we have no idea what 2021 has in store for us, we know how we will start the year with a week of prayer, fasting, and consecration. I'm pleased to announce that our 2021 theme is Awesome God. Starting with our week of prayer and consecration and continuing through the whole year, we want to focus on the greatness and the goodness of God. I want you to join us January 11 through 15, 2021, as we consecrate ourselves and seek God and know more about our awesome God. Baie dankie vir Pastoor Steve Marrell. Ek wil jou aanmoedig om hierdie 21 dae wat voor lê, ons begin môre as gemeente saam met ons te vas en te bid. As hierdie nou 'n tydperk is om die Here se aangesig te soek, dan is dit nou. En ek wil jou aanmoedig, ons as Every Nation 5 City en ook as deel van die wêreldwye Every Nation, vas en bid elke begin van die jaar. Volg ons op social media, op Facebook, elke oggend 7:00 gaan ons 'n gebedssessie fasiliteer. Voor ons in die woord induik, kom ons bid saam. Vader, dankie vir vandag. Dankie dat jy afspraak met elkeen van ons het. Vader, dankie dat die woord sê, ons sal die waarheid ken, die waarheid sal ons vrymaak. Vader, dankie ook dat ons 'n stuk ewigheid kan beleef deur die waarheid te ken en om U te leer ken deur die woord. En Vader, ons eer U vandag dat U by elkeen van ons kom stil staan, daar waar ons in ons huise is, daar waar ons tyd op sy sit, om onder die geklank van die woord te sit. Ek bid, Vader, dat elke persoon sal aanraak in die naam van Jesus. Amen. Nou, weet nie wie van julle het al, as jy so koffie gemaak het en jy kom by die yskas en jy maak jou melk oop en jy ruik daaraan, dan ruik jy dit, daar is 'n klankie daaraan en jy besef, maar die melk is bietjie af. Of daar is 'n aartappel wat daar onder in die koskas lê en dan word hy so 'n bietjie suur en hy ruik 'n bietjie. Ons hoef nie eens die melk te drink of die aartappel te eet nie. Ons weet dit is af en ons wil dit nie eens eet nie. Aan die ander kant is daar min dinge wat so lekker ruik soos tuisgemaakte kos of as jou ma of jou pa of jou vrou 'n lekker tuisgebaakte koek bak. Daar die reuk hang in die kombuis en dit trek deur die hele huis. As dit by ons as mense kom, gee ons ook aromas af. Nou die parfuumbedryf het in 2018 1.8 biljoen Britse pond 'n hoogtepunt gehad. Nou almal van ons wil bietjie lekker ruik. Ons het ons spuitgoeders en ons parfume in ons kas, want ons wil lekker ruik.
as iemand sterk gegeur was, of 'n naskeermiddel of 'n dame wat parfuum aansit en dit is skerp reuk, nadat daardie persoon uit die vertrek uit is, dan hang daardie reuk nog steeds in die vertrek. Miskien doen jy fisiese handearbeid en jy sweet deur die dag, of jy het 'n DIY projek wat jy gedoen het, of soos ons manne, ons sit hier so in die studio vandag, dan as ons klaar is, dan moet jy so vinnig deur die stort spring om daardie sweetreuk af te was. Nou, daar is 'n ander tipe reuk wat ons ook afgee, en ek wil dit koppel aan ons geestelike lewe. En ek weet nie wie van julle was al met iemand in 'n gesprek, en as jy klaar gepraat het, dan het jy of so warm gevoel, of jy het 'n gevoel van iets is fout, iets is affie, soos amper soos jy die melk wat afruik. Jy kan dalk nie jou vinger daarop plaas nie, maar die reuk van die gesprek laat iets in jou gemoed agter. Nou, behalwe vir die offers in die Ou Testament wat gebring was, wat soos die Engels sê, 'n soothing aroma vir die Here was, onderstreep die Nuwe Testament die feit dat ons lewe 'n aroma afgee. En ek wil vir ons 2 skrifte lees. Romeine 12 vers 1 sê die volgende: En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Die feit dat ons lewe 'n offer is, beteken 'n offer gee 'n reuk af. 2 Korintiërs 2 vers 15 en 16 sê die volgende in die boodskap: Ons is soos 'n aangename geur wat ander mense van Christus bewus maak. Ons versprei die wonderlike aroma van Christus tot eer van God. Almal wat met ons te doen het, weet daarvan, die wat in hom glo, en ook die wat op pad is na die dood toe. Vir die mense wat nie in Christus glo nie, gee ons 'n doodsreuk af, maar vir mense wat die goeie nuus glo, gee ons 'n heerlike geur van die lewe af. Nou, ons sien uit hierdie 2 skrifte dat dit nie net die Here is wat ons lewe as te ware ruik nie, maar die hele wêreld ruik ons lewe. En vir party is dit natuurlik 'n reuk van lewe, en vir party 'n reuk van die dood. Nou, Jesus se lewe self was 'n welriekende geur voor God die Vader, en ons lees daarvan in Efesiërs 5 vers 2, dit sê die volgende: Ja, leef 'n lewe van liefde, soos ook Christus ons lief gehad het, deur homself vir ons oor te gee as 'n lieflike reukoffer aan God. En vandag wil ek vir jou as medegelowige spesifiek vra, wat is die reuk wat ek en jy afgee nadat ons in 'n gesprek betrokke was? Is dit 'n reuk wat so effe na sweet ruik? Of is dit 'n reuk wat so bietjie af is, soos suurmelk wat in 'n bottel is? Of is my en jou aroma wat ons afgee 'n reuk wat mense van Jesus bewus maak? Nou, wat bedoel ek daarmee as ek sê, gee ons aroma af wat so bietjie na sweet ruik? Ek wil dit verduidelik met 'n skrif in Hebreërs 13 vers 9 wat die volgende sê: Moet julle nie laat meevoer deur allerhande vreemde leringe nie. Dit is goed om deur God se genade versterk te word, en nie deur die nakoming van kosvoorskrifte, wat in elk geval vir die wat dit nagekom het, niks baat gevind het nie. Nou, die Engels sê, it is good that the heart is established by grace. Baie keer word ons op 'n baie subtiele manier geleer dat ons redding afhang van Jesus plus. Jesus plus het gebruik is, soos hier in Hebreëus, in hierdie Hebreëse boek, of Jesus plus my goeie werke, of Jesus plus my vermoë om nie te vloek nie. En wat ek eintlik glo is dat die offer van Jesus se lewe nie voldoende genoeg vir my is, vir my redding nie. Ek moet iets byvoeg. En hierdie was vir lank 'n onderliggende simptoom in my eie lewe, want ek het gedink ek is okay, want ek is nie ou wat sommer gevloek het nie, sommer my meer verloor het nie. En dit het veroorsaak dat ek my redding en my stand voor God gesien het dat dit afhang van my eie goedheid, my eie goeie gedrag. En as ek die dag gefaal het, dan het my so 3 dae gevat om moed bymekaar te skraap, om weer voor God te kom en hom te aanbid. En in my hart was daar so 'n bietjie van 'n fariseer gewees, wat eintlik maar gesê het, Here, kyk na my, kyk hoe goed is ek, kyk na my selfgeregtigheid. En weet julle, die aroma wat ek afgegee het so 'n bietjie na sweet geruik.
na my eie werke. En dit het gebeur dat ek een oggend 4:00 het ek na 'n preek geluister en hoe die Here gekom het en my kom was het met sy woord, dat ek net besef het, maar niks wat ek doen kan veroorsaak dat ek my redding kan bewerkstellig nie. So Hebreërs 13 vers 9 sê vir ons, dit is goed om deur God se genade versterk te word. Let your heart be established by grace. Anders gestel, ek moet my hart vestig of grond in God se genade. En ek besef dit die oomblik as ek besef dat niks wat ek doen my kwalifiseer vir my redding nie. Dit is slegs my geloof in Jesus Christus en in die afgehandelde werk van Jesus aan die kruis. God wil hê ons harte moet in genade gevestig is. En dit is om sy geregtigheid, sy genesing, sy beskerming en sy voorsiening te besef dat dit myne is. Jesus het vir alles betaal aan die kruis. En baie keer dan voel dit vir my, ek word so 'n bietjie teruggetrek in daai ding en dan het ek net nodig om weer die woord te vat en net aan podcast myself bloot te stel en 'n goeie dosis van genade preke te hoor, dat ek net weer vir myself vooraf kan besef, maar niks wat ek doen kan veroorsaak dat ek gered word of nie, slegs my geloof in Jesus Christus. Ons lees in Efesiërs 1 vers 7 tot 8 die volgende, dit was soos 'n handelstransaksie, omdat ons so sondig was ons God se vyande. Toe kom Jesus en betaal wat nodig is om weer alles tussen ons en God reg te maak. Dit het hom wel sy lewe gekos, maar die vrede is herstel tussen God en almal wat aan Jesus se kant staan. Dat God so iets gedoen het sonder om te vra wat ons kan terugbetaal, wys net hoe geweldig goed hy vir ons is. Daar is eenvoudig geen einde aan al sy goedheid vir ons nie. As jy wonder waarom God so goed is, kan ek maar net sê dat God weet wat hy doen. Ja, hy weet alles. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees. Kom ons kry daardie sweetreuk uit ons aroma uit. Kom ons was onsself met God se woord, deur te fokus op God se genade, by establishing our hearts in the grace of God. Tweede punt wat ek wil maak is die reuk wat ons lewe, ons aroma afgee, ruik dit so 'n bietjie soos suurmelk, dis so 'n bietjie afreuk. Nou wat veroorsaak hierdie reuk wat ons agterlaat in die wêreld wat nie so lekker ruik nie? En ek wil vandag sê, bloot net die feit dat die lewe met ons gebeur, teleurstellings in mense, teleurstellings in ons werkgewer, teleurstellings in familie, in verhoudings wat nie uitwerk nie. Partykeer is ek offended in 'n situasie en ek maak 'n inner vow soos die Engels sê. Partykeer kan my eie gesondheid vir 'n loop gaan en dit maak 'n afdruk op my en dit veroorsaak dat my aroma wat ek afgee as ek met mense praat oor God se goedheid, oor God se genesing, 'n effek het in my gesprek. Ek wil sommer sê iets soos social media, iets soos finansies, en natuurlik iets soos die pandemie, soos die COVID-9. Die lewe gebeur met ons. En Spreuke sê, ons moet ons harte bewaar, bo alles wat daar is wat bewaar moet word. En weet julle wat doen die lewe aan ons? Dit kom brand ons. En iets wat gebrand word, het ook 'n reuk. Maar wat maak ek as die lewe met my gebeur? En 'n brandreuk op my wil afgee? En vandag wil ek vir jou sê, bring dit bloot net voor die Here. Net soos ek myself nie kan red nie, net so kan ek myself nie verander nie. Ek kan myself nie transformeer, behalwe deur die Heilige Gees en deur Jesus Christus wat in my lewe werk nie. Ek wil vir ons Matteus 11 vers 28 tot 30 lees uit die Message vertaling en dit sê die volgende: Are you tired, worn out, burned out on religion? Ek wil sommer hierso byvoeg, are you burned out on life or has life burned you? En dan wil ek verder hierso lees, dit is die uitnodiging van Jesus en hy sê, come to me, get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything
heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Ek weet nie wie van julle het al daai fliek Facing the Giants gekyk en die afrigter wat na een van hierdie groot spelers kom wat eintlik 'n leier in die groep was en hy sê vir hom, "How is the aroma of your heart?" En nie om hom te veroordeel nie, maar om as coach by hom te staan en hom aan te moedig om sy hart te verander. En as ek vandag hierdie woord vir jou bring, wil ek jou nie veroordeel nie. Romeine 8 sê, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, maar ek wil langs jou kom en soos 'n coach jou kom aanmoedig en aancheer en sê, kom ons kom onder die woord van God en kom ons word gewas deur die woord van God, sodat die aroma van God en van God se karakter deel kan word van ons lewe. Ek wil afsluit met Openbaring 5 wat handel oor die lam van God, Jesus wat waardig is om die seels oop te maak. En interessant, in daardie gedeelte lees ons in Openbaring 5 vers 8, en toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sieters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Ons gebede is soos reukwerk in God se teenwoordigheid. En ons gaan nou in hierdie tyd, in 'n tyd van vas en gebed in. En weet jy wat, my en jou gebede is soos reukwerk voor God. God sien dit raak. En dit tel op in daai skaal. En daar kom tye waar die vors van ons gebede net 'n situasie kom omstoot, soos wat ons vertroue in God stel en in God se karakter. En in hierdie 21 dae gaan ons fokus op God se name, God se karaktereienskappe. En dit gaan maak dat ons 'n bietjie die aroma van God se name deel maak van ons lewe, sodat die aroma wat ons afgee in die gesprekke en in die mense rondom ons, dat dit 'n aroma sal wees wat 'n reuk afgee van God. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vandag net kon leer van u aroma, van ons aromas, en Vader, dat u met elkeen van ons 'n pad stap. En Vader, ek wil vandag vra dat u sal kom, Here, en waar ons gebrand is deur die lewe, deur omstandighede, deur situasies, deur hierdie pandemie. Vader, bid ek dat ons na u toe sal kom, Here, en dat ons onder u woord en met die Heilige Gees net weer 'n vars aroma van u karakter en van die goedheid sal ervaar. Vader, waar ons dalk soos fariseërs bietjie ons eie ding wil doen en dink ons is goed, bid ek, Vader, dat ons onder u genade sal inbeweeg, Here, en net weer eens opnuut besef dat dit is net deur genade alleen dat ons gered is. Vader, dankie vir die goeie werk wat u in elkeen van ons begin het, dat u dit sal voltooi. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam geluister het, en ek hoop regtig hierdie woord het in jou hart 'n impak gemaak. Ek vertrou die Heilige Gees daarvoor. As jy met ons wil skakel, connect groepe, as jy gebid voor wil word, is die details onder op die skerm. Ons sal graag saam met jou bid en saam met jou journey in hierdie pad, en saam met jou die Here vertrou dat ons lewens 'n lekker reuk sal afgee in hierdie wêreld. Sjoe, dankie Pastor Christo vir daai woord. Ek vertrou dat in my lewe mense gaan lewe ryk as hulle my ryk. En ek vertrou dieselfde van jou. Mag ons as familie van gelowiges 'n aangename geur versprei wat mense se harte aanraak en wat lewens aanraak. Deel hierdie woord, dis een manier hoe jy 'n aangename geur kan versprei. Miskien is daar iemand wat jy nou aan kan dink wat nodig het om hierdie woord te hoor. Bless hulle met die woord. En dan, ons wil jou graag uitnooi om met ons kontak te maak. Ons wil regtig familie hê, en dit kan ons net doen as daar kommunikasie is. Moenie bang wees om met ons te gesels nie. Ons wil saam met jou bid en vertrou vir wat ook al nodig is. As jy in 'n connect groep wil deel word, dit gaan 'n baie goeie besluit wees. Dit dra mens deur moeilike tye. Teken aan daarvoor deur ons te kontak. Dit kan jou lewe verander. En dan sien ons mekaar weer volgende keer.